Goeiemôre. Baie lekker om saam met julle te wees. As ons nog ontmoet het, soos Franco nou gesê het, my naam is Gerard en ek sien uit om saam met jou vanoggend verder te kuier oor hierdie begrip dat ons eintlik in 'n vennootskap met die Here staan. Ek onthou baie jare terug toe ons nou begin het met hierdie gedagte, ek het dit begin ontdek uit die Bybel uit. Toe gesels ek eendag met ons leiers daaroor en toe sê die een ou vir my, ja, maar onthou, partnership is a sinking ship. So dit was sy ervaring vanuit die besigheidswêreld uit. Maar hierdie ship gaan nie sink nie, okay? Hy gaan tot in die nuwe skepping invaar, reg om boodskap. Dis hoe Paulus die 2 Korintiërsbriewe eindig. Ons kuier nou hierdie jaar, as jy nou by ons kuier as 'n gemeente, dwars deur die Oxford te baie uit die 2 Korintiërsbriewe uit. Hy eindig die briewe met 'n seën, iets waaraan ek en jy baie gewoond geraak het. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by julle. Het julle al daai woorde gehoor? Baie van ons het met dit groot geword, né? Maar hier is wat ek jou wil uitnooi om te ontdek en te oordink en te implementeer in jou lewe. Daar's net een manier wat ons weet dat God liefde is. En dis omdat God mens geword het. Die genade van die Here Jesus Christus. Dis waar ek en jy as groot mense harde werk nodig het. Kinders is makliker. Ons as groot mense raak so gewoond. Het jy al gesien? Ons kan so maklik gewoond raak aan goed. Vir 'n kind is alles altyd nuut, né? Doen dit weer. Wat 'n storie? Daai ene. Weer, ja, daai ene. Vir 'n kind is dinge nuut, dit bly nuut. Ons is groot mense. Maar ek wil jou so sterk op die hart druk. In daai wêreld waarin Jesus gebore is, gelewe het, gesterf het, waarin hy 'n nuwe koninkryk aangekondig het. In daai wêreld waar kerk begin het, was daar nie 'n God wat in mense belang gestel het. Daar was nie so 'n God nie. Die Jode het so iets van dit gehad, maar dit was net vir hulle self. En hier begin 'n beweging wat sê, ons ken die enigste ware God, die skepper van alles. En ons ken hom as iemand wat mense liefhet. Hoe? Die genade van die Here Jesus Christus, wat vir ons die liefde van God kom wys. Daai liefde word nou die gemeenskap van die Heilige Gees. Gemeenskap, koinonia, een van die eerste betekenisse van daai woord, koinonia, is partnership. Dis waaroor die tema van die hele kwartaal gaan. Partnership. Ons vertalings vertaal dit met fellowship, en dit is so. Dis 'n verhouding. Die Heilige Gees staan in verhouding met ons. Maar het jy hom gesien daar? Die gemeenskap, nie met die Heilige Gees nie, die gemeenskap van. Hier's 'n partnership nou. Ons kry dit aan die begin van die brief ook. 1 Korintiërs 1 vers 9. Waar Paulus sê, hierdie partnership waarin jy met God nou staan, die feit dat die Heilige Gees jou 'n vennoot gemaak het, dis nie iets wat jy of ek bereik het nie, dis nie ons goedheid nie, dis nie ons verdienste nie, dis God se getrouheid. Ek lees hom uit die Engels uit. God is faithful, and it is through God that you have been called into the fellowship of His Son. Messiah Jesus, Christ Jesus, our Lord. Daar's 'n koning, dis mos wat Christus beteken. Jesus. En God is getrou. Ons vennootskap met die Heilige Gees begin nie by my en jou getrouheid nie, begin by God se getrouheid. God is getrou en hy het jou geroep in 'n fellowship of. Dis nie fellowship of the ring nie, is fellowship of the king.
As jy nou nie daai grappie vang nie, is dit oké. Ons is in die vennootskap van die koning, deur God se getrouheid. Jy staan in 'n vennootskap met Jesus en die Heilige Gees. Partnership. Koinonia. En in die kwartaal kyk ons dan, hoe lyk dit prakties in ons lewens? As ons in daai vennootskap lewe, ons het nou al gekyk na verhoudinge, en die afgelope paar weke kyk ons na finansies. En ek weet nie wat die volgende V gaan wees nie. Dit is 'n grappie, mense, dis 'n grappie. Finansies spel jy met 'n F. So ons het nou al gesien, en as jy nou nie was nie, wil ek jou uitnooi om te gaan luister, die boodskappe is aanlyn, net dat jy die hele prentjie kan kry, maar ons het gesien, daar's 2 hele hoofstukke in 2 Korintiërs wat Paulus wy aan die onderwerp van finansies. Dis 'n fondsinsameling. Nie een keer in daai 2 hoofstukke gebruik hy die woordjie geld nie. 10 keer die woordjie genade. Hy sê vir die Korintiërs gemeente, soos julle nou van alles oorvloed het, geloof, welsprekendheid, kennis, alle ywer en liefde wat deur ons toedoen onder julle is. Sorg dat julle ook in hierdie genadewerk oorvloedig is. Julle het nou soveel van God se genade leer ken al. Sy liefde, julle het kennis, julle het welsprekendheid, julle het geloof, soveel van God se genade. Hoekom sal julle wil uitmis op hierdie aspek van God se genade? Dis hoe Paulus oor finansies praat. God se genade wil in en deur ons finansies werk, wanneer liefde werk. En laasweek het ons gekyk oor hoe. Maurice het kom kuier hier by ons en hy het met ons gesels oor die hart. Paulus sê oor en oor. Kom ons lees 2 Korintiërs 9 vers 7. Laat elkeen gee soos hy vooraf in sy hart besluit het, nie met droefheid of onder dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Wanneer dit kom by hoe lyk God se koninkryk in ons finansies, is dit 'n saak van die hart. Dis nie iets wat afgedwing word nie. God dwing niemand om te gee nie. Ek wil vriende, alles behoort aan hom. Hy het nie my geld nodig nie. Nee, ek hoop jy het gedink, jy sit vir hom 'n handjie by nie. Weet, hy het nou nodig dat jy help nie. Shame. Foei tog. My geld help nie die Here nie. Hy help my met my hart. Want Jesus het gesê, waar jou skat is, sal jou hart wees. Hoekom het ek en jy nodig om te groei in gee? Want dit gaan oor ons harte. Vandag wil ek saam met jou kyk na iets baie prakties. En jy kry dit dwars deur daai 2 hoofstukke in 2 Korintiërs, maar ek wil saam met jou teruggaan na waar die projek begin het, die fondsinsameling. 1 Korintiërs 16 lees ons daarvan. En ek wil jou uitnooi nou, terwyl ons lees, luister gou 'n bietjie vir die praktiese goed, okay? So julle moet my nou help. Praktiese goed, soos wat se reëlings? Wat is die reëlings? Hoe dit gelyk in die praktyk? Okay, so kom ons lees saam. Wat die insameling vir die heiliges betref, die reëling wat ek in die gemeente van Galasië getref het, moet julle ook so uitvoer. Kan ek net gou sê, Galasië is nou weer een van die ander provinsies. Ons het in die vorige 2 weke geleer van die 2 provinsies, Macedonië en Agaia, daar waar Korinte is. Al die gemeentes in daai provinsies het deelgeneem, maar Galasië gemeentes het ook. En daar was 'n praktiese reëling. Elkeen van julle afsonderlik moet op die eerste dag van die week 'n bedrag op sy sit en volgens sy verdienste spaar, sodat die insameling nie eers plaasvind wanneer ek kom nie. Wanneer ek opdaag, sal ek, wie julle ook al goedkeur, met aanbevelingsbriewe stuur om julle gawes na Jerusalem te neem. Vir die van julle wat nou nie was nie, dis waaroor die fondsinsameling projek gaan. Die gemeente in Jerusalem, onthou julle daai gemeente
wat so alles verkoop het en so alles gepoel het. In die langtermyn lyk dit toe nou nie of dit so goed gegaan het met hulle nie. So hulle het verarm. En nou is daar hierdie gemeentes orals wat baie nie Jode het nie. Wat nou fondse insamel vir Jode wat in Jesus glo in Jerusalem. Dis waaroor die hele projek gaan. Indien dit die moeite werd is, dat ek ook gaan, kan hulle my vergesel. Ek sal na julle kom as ek deur Macedonië gereis het. Dis waar daai arm gemeentes was, waarvan ons die laaste 2 weke geleer het. Moontlik sal ek 'n tyd by julle oorbly, of selfs oorwinter, sodat julle my kan voorthelp waarheen ek ook al mag gaan. Want ek wil julle nie nou net in die verbygaan sien nie, ek hoop immers om 'n tyd lank by julle te bly, indien die Here dit toelaat. Hoe het ons ou mense altyd gesê, DV. Dis 'n goeie ding daai. Ek sal egter tot Pinkster in Efese bly, want 'n deur het groot en kragtig vir my oopgegaan, hoewel daar baie teenstanders is. Dit is vir my altyd interessant hoe Paulus teenstand sien. Ek luister hoe mense baie keer praat oor teenstand. Wat het ek nou verkeerd gedoen? Ek beleef teenstand. Ergens het ek nou 'n deur vir die duiwel oopgemaak. Nee, Paulus sê as die Here 'n deur oopmaak, is daar teenstand. So jy moet maar daai spiertjies van geloof bietjie oefen. Ons spiertjies is bietjie pap. Ons het teenstand nodig. So dis hoe Paulus dink oor teenstand. Hy's op die regte pad. Want daar's 'n deur wat oop is en dan gaan daar teenstand wees. Dis net by the way, daai een is gratis. Ongeveer 'n jaar later skryf Paulus nou weer oor die projek. Hoekom 'n jaar later? Van die verhouding van die gemeente se kant af met Paulus het gebreek. Hulle het hom verwerp as leier. En nou in 2 Korintiërs 7 lees ons die verhouding is besig om te versoen. En nou skryf hy weer vir hulle. En ons gaan net 3 versies daar lees. En ek gee my mening hieroor, want dit strek tot julle voordeel. Julle wat reeds 'n jaar gelede begin het, om dit nie net te doen nie, hierdie fondsinsameling projek, maar dit ook te wil doen. Voltooi dan nou ook die taak, sodat net soos julle bereidwillig was om dit te wil doen, julle ook bereidwillig sal wees om dit te voltooi uit wat julle het. Want as daar bereidwilligheid is dit aanneemlik volgens wat 'n mens het, nie volgens wat jy nie het nie. Jy maak nie skuld om te gee nie. Okay. So wat val jou op? Kom jy ook agter dat daar 'n klomp reëlings is? Moet ons weer lees. Kom jy agter dat daar 'n klomp praktiese reëlings was? Nee, ons lees hulle moes op die eerste dag van die week, elkeen, dit wat hy in sy hart voorneem. Dis mos hoe Paulus praat in 2 Korintiërs. Elkeen moet gee wat hy in sy eie hart besluit het. So jy moet self besluit. Jy dink vir jouself. 'n Christen dink vir homself, hoor. Nêrens staan daar jy moet jou brein afswitch as jy die Here liefhet nie. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele verstand ook. Ja, want hy het hom gemaak, hierdie verstand, hoor. So eintlik kom sit die Heilige Gees jou brein aan, nie af nie. So as ek my brein nou aansit en ek dink oor die vennootskap van die Heilige Gees in my finansies, hoe dink ek? Hier's 'n praktiese reëling wat Paulus nou met die gemeente maak. Hoekom eerste dag van die week? 10-10-1 was die meeste van hulle dagloner mense. So nou het hy die week se lone elke dag. Op die eerste dag van die nuwe week sit hy geld weg. So obviously moes hy die hele week daaraan dink, né? Ek gaan nou nie die sweets koop nie, want ek wil iets wegsit vir die volgende week. Dis 'n praktiese reëling, stem jy saam? Eerste dag van die week, sit weg. Het jy opgetel die reëlings rondom wie nou die geld gaan vat? Het jy dit opgetel? Julle gaan mense kies, want dis julle geld. En Paulus sê, dan gaan ons aanbevelingsbriewe hê. So dan gaan vir elke ou wat nou van die geld vat, hoe gaan hy daai geld vat? Het jy daaraan gedink? Hy kan nie EFT nie.
So hulle gaan nou 10 daai geld bymekaar sit en omsit in groot munte of talente, dit om hulle lywe vasbind en hulle lewens waag om daai geld Jerusalem toe te vat. Dis baie praktiese reëlings. En saam met hulle gaan hulle vir elke ou ook 'n aanbevelingsbrief skryf. Hoekom? Want jy kan nie die telefoon optel en sê, luister, Johan klim nou op die vliegtuig, hy's môre daar by julle, dan gaan hy die geld gee nie. Jy kan nie dit doen nie. Dan moet 'n brief gaan wat sê, julle kan hierdie ou trust. Ons het hom gekies. Paulus self gaan die brief teken. Hoor jy al die praktiese reëlings? Hoekom? Hoor gou wat skryf Paulus in 2 Korintiërs. Hy sê, want ons is bedag. Met ander woorde, ons het hierdie ding deurdink. Hoor jy hom? Ons is bedag. Nie net op wat vir die Here goed is nie, en reg is nie. Met ander woorde, ons dink aan dit, wat is vir die Here goed en reg? Dat mense finansiëel gee, dis vir hom goed. Maar ons dink nie net aan wat vir die Here goed en reg is nie, ons dink ook aan wat is reg voor mense. Dis 'n sensitiewe onderwerp. Was nog altyd. Want ons mense wat misbruik maak van geld en die evangelie. So was nog altyd 'n sensitiewe onderwerp. En ons dink hierdie goed deur. So ook ons gaan aanbevelingsbriewe skryf. Ons gaan sekere mense met 'n goeie reputasie kies. Betroubare mense. Hulle gaan nie halfpad van die geld gebruik vir ander goed nie. Hulle gaan hulle lewens waag. So vriende, hier's wat ek jou wil uitnooi vandag. Ek het eintlik net 1 punt, maar dis 'n lang punt. Ek wil jou uitnooi vir Korintiërs gemeente en vir my en jou. As dit kom by gee, is dit iets wat jy moet beplan. Jy moet dit beplan. Korintiërs het begin, maar nou moet hulle klaarmaak. As ons nie beplan nie, dan gaan gee maklik 'n goeie intensie bly, wat ek af en toe doen, en nie 'n manier van lewe nie. En as ek nou moet eerlik wees, as ek kyk na ons kultuur, is gee baie keer nie 'n manier van lewe nie. Dis 'n op die oomblik ding, op die ingewing van die oomblik. Jy gaan hoe het een ou gesê, die een vrou kom by haar buurvrou, haar kind het 'n muntstuk ingesluk. Sy is verskriklik benoud. Sy sê, wat gaan ek doen? Waar kan jy my help? Sy sê, ja, gaan daar na die pastoor toe op die hoek. Hy kan geld uit enige iemand uitkry. Ja. Ek kom agter dat baie keer as dit kom by gee, is dit hoe mense dink oor gee. Dis 'n onmiddellike ding. Ek het net gelei gevoel. Emosioneel baie keer. Kom jy agter dat hierdie is glad nie so ietsie. Né? Paulus sê ek gaan julle moet hierdie hele projek afhandel voor ek kom. Ek gaan nie julle emosioneel opsweep nie. Jy moet uit oortuiging beplan elke eerste dag van die week. Jy moet dit self doen. Jy vat verantwoordelikheid en jy beplan self. Want God het nie jou geld nodig, jy het ook nie my geld nodig. Hierdie gaan oor 'n manier van lewe, wat die Here nie van jou begeer nie, hy begeer dit vir ons. Maurice, toe hy dit laasweek sê, toe hy nou hier gepreek het, toe tref dit my. Kan jy dink, aan God behoort alles. Dat van die begin van kerk af, het God hierdie hele werk van hom net op een manier gefinansier. Hy het gekies om sy werk te finansier deur mense wat gee. Hy besit alles, maar hy kies om in vennootskap met sy mense te werk en ons het die voorreg om te befonds. Dis hoe God sy werk finansier. Dis hoekom ons hier is, mense.
Ek bedoel, dis as gevolg van mense wat gegee het. Ek weet, jy sit nou op 'n plastiek stoel. Maar dit het ons lank gevat om hier te kom. Alles is befonds deur mense wat gee. Dis hoe die Here gekies het om te werk. En vir my en jou, om in die vennootskap te lewe, om nie net by goeie intensies te bly as dit kom by gee nie, maar om dit te voltooi, om so 'n manier van lewe te lewe. Vriende, dis nie emosioneel nie, dis nie op die ingewing van die oomblik nie, dis beplant. Is al so 'n woord. Dis iets wat jy beplan, en dan die dissipline het om daai plan uit te voer. Hoekom is dit so belangrik? Want dit gaan oor jou hart. Dit gaan oor my hart. Ek het nodig om te gee, sodat my hart my skat kan volg. Ons dink nie baie oor nie, maar dit is toe Jesus praat oor God en Mammon, wat hy gesê het, soek eers die koninkryk van God. Natuurlik is dit van toepassing in alle fasette van ons lewe. Maar dit is God en Mammon gepraat het, wat hy dit gesê het. Nou van ons het 'n onregverdige voordeel. Van ons het so groot geword. Ek het so groot geword. Niemand het ooit vir my gesê, jy moet 10de gee nie, want dit is hoe ek groot geword het. Dit was net hoe dit is. Ek het nie gedink, daar is eers 'n ander manier nie. As jy in Jesus glo, dan gee jy eerste. Hoe die vrou so mooi gesê, waardes word nie geleer nie, dit smeer af. Dit het net afgesmeer op my. So dis hoe ek lewe, vandat ek my eerste salaris verdien het. Ek gee eerste 10de. Is interessant, né, dat die voorskrif in die Ou Testament so 'n tipe voorskrif is. Dat God vir mense sê, gee persentasie. Jy kan nie persentasie gee as jy nie dink nie, né? Jy weet mos hoe werk dit, 10% van. Jy moet actually dink. Weet nie hoe werk jy nou 10% van 5 lammetjies uit nie? Weet ek, miskien 20% is makliker, maar jy moes dink oor wat jy en jy moes eerste 10%, dis hoe dit in die Ou Testament was, 10% gee, 10% spaar, 80% lewe. Hier is hoe ek hoor in ons kultuur gee werk, as dit kom by finansies. Finansies, eerste, skuld, en spandeer, as daar oor is, spaar, as daar oor is, gee. En hier's wat ek jou wil uitnooi vanoggend. Daai manier van budget. Skuld, spandeer, spaar, gaan alles oor my en my gesin. Laaste gaan dit oor ander. En wat sê Jesus? Soek eerste die koninkryk van God. Ek wil jou vandag uitnooi om jou finansiële lewe te begin beplan met die koninkryk eerste in gedagte. En ek wil jou uitnooi om hieroor te bid. Jy staan in vennootskap met die Heilige Gees. Ek staan in vennootskap met die Heilige Gees. Ek hoop regtig jy glo dit. God is getrou, deur wie jy nou in 'n vennootskap is van die Heilige Gees vir sy koninkryk, Christus se koninkryk. Ek wil jou vra om oor jou finansies te begin bid, dat die Heilige Gees jou lei om te beplan en die dissipline te hê om te behou by daai plan met God se koninkryk eerste.
En vriende, ons het dit nodig. Nie die Here nie. Nie die gemeente nie. Ons het dit nodig. Want as jy eers die koninkryk soek, beskerm jy jou hart. Jy beskerm jou hart. In ons kultuur is daar soveel goed wat aanspraak maak op mense se toewyding. En in ons kultuur, as dit kom by finansies, is daar soveel wat vir jou sê, jy het net 'n bietjie meer nodig, vir jouself. Bietjie meer. Ja, kyk hoe gelukkig is daai ou, dis omdat hy daai kar ry. Dan wil jy jou chorretjie skop. Né? Want kyk hoe gelukkig is hy met daai kar, of daai huis. In ons kultuur is daar goeders wat aanspraak maak op ons harte. En as dit kom by jou hart, is dit net soos jou maag. As jy hom voer met verkeerde goed, gaan hy 'n aptyt ontwikkel vir daai goed. As jy hom voer, jou hart voer, met my identiteit lê in wat ek besit, gaan jou hart daai aptyt ontwikkel. En jy weet hoe werk 'n aptyt, né? Hoe meer jy hom voer, hoe meer wil hy hê. Die enigste manier om vir jou maag nee te sê, is om te sê dis nou genoeg. Dis dieselfde met jou hart. Hoe doen ons dit? Ek wil jou uitnooi om jou finansiële lewe met die Here te bespreek en om te vra om jou te lei om eerste die koninkryk te stel. Van ons het so groot geword, vir ons is dit maklik, is 'n no-brainer, want dit is hoe die lewe werk. Van ons moet dit nou leer. In ons kampus, in ons gemeente, so tussen 25 en 30% van ons mense wat Sondag kom, wat eerste gee. So ek wil jou vra, as jy iemand is wat eerste gee, bid dat die Here dit in nog mense se harte sal sit. Hoekom? Omdat ons gemeente geld nodig het? Nee. Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan regtig nie daaroor nie, dit gaan oor harte. Ons wêreld kry dit reg om mense se koppe gevange te hou, want waar jou skat is, sal jou hart wees. En ons ek begeer dat almal van julle dit sal leer lewe. Eerste die koninkryk, en nou is my hart beskerm. Nou kan ek nie sê, nee, ek het nie daai kar nodig nie. Ek het nie. Ek het deel aan die grootste, mees betekenisvolle gebeurtenis op die aarde. Ek staan in diens van Koning Jesus. My lewe gaan oor sy koninkryk. Ek kan ry wat ek wil. Hulle het ons snaaks aangekyk oor ons karre. Toe, ja, baie stories oor dit. Ek gaan nou hierna. Hulle het my ook snaaks aangekyk, soos nou daai tyd, dis nou 1998, toe ons nou na huise gekyk het hier in Mosselbaai. Dan kom hulle, kom ons met so van daai boksie, golfies. Ons het net derdehandse karre gery in die begin. So nou kom ons met daai golfie daar aan en nou kan jy sien hoe sak hy in ons agent se gesig. Ag, wat het ons hier. En dan klim ons uit en dan vra sy vir my, en wat is jou beroep? En sê ek pastoor, dan sak haar gesig nog meer. En Ricolette, wat doen sy? Nee, sy is 'n dokter. Dan kom haar hoop. Dis vreemd hoe mense se waarde meet aan besittings. Ek dink dit gaan een van die grootste ontnigterings wees wanneer God die skepping nuut maak.
En jy was opgewonde oor dit. Shame! Hoe stupid was ek? Vriende, dis nie dat ons iets verloor wanneer ons gee nie. Oeg, nee ooit. Ons wen net al die pad. Want ons staan in diens van die koninkryk van God. En daai koninkryk, die werk van die Heilige Gees, wil in 'n vennootskap met jou gaan. Ook as dit kom by jou finansies. Hoe? Soek eers die koninkryk. En hoe doen jy dit? Begin bid. Kom ek sê dit sommer nou reguit. Dis 'n skreiende skande. En as jy nou sleg voel, voel sleg. Voel vrek sleg. Want dit is 'n skreiende skande dat ons die Here se hulp inroep wanneer ons in die moeilikheid is. Maar voor dit bid ons nie eers oor ons finansies nie. En ek sê nou vir jou, dit gaan nie oor hoeveel jy het nie. Dis een van die grootste miskonsepsies. Onthou jy toe Jesus by die skatkis gaan sit? Weird dat hy dit gedoen het, hè? By die skatkis gaan sit by die tempel en het gekyk wat mense ingooi. Onthou jy? Kan jy sien wat hou ek hier vas? Ek hou niks vas nie. Dis hoe klein dit was wat daai vrou ingegooi het. Was so klein, mense sou dit nie eens sien nie. En wat sê Jesus? Sy het meer gegee as almal. Moenie dink dit gaan oor hoeveel jy gee nie. Dis relatief. Dit gaan oor eerste. Beplan om eerste te gee. En praat met die Here oor daai plan. Van ons kan nie nou nie. Ek verstaan dit ook. Verstaan dit heeltemal. Maar begin dan nou al bid, dat die Here vir jou deure sal oopmaak, sodat jy daar kan uitkom. En wanneer jy daar uitkom, hou aan bid. Moenie ophou bid nie. Dis 'n skreiende skande dat ons die Here wil inroep vir sy vennootskap, wanneer ons in die moeilikheid is. Begin nou bid. Begin vandag bid oor jou finansies. Vra dat die Here jou lei. En hoe doen ons dit? Ek dink die beginsel van eerste. En ek wil jou uitnooi om dan nou dit te gaan beplan en waag dit om dit vir 3 of 4 maande te doen. En kyk wat in jou hart gebeur. Miskien het daar nou al klaar, jy sit hier so en jy's klaar goed in jou hart wat beklei. Miskien het jy al sulke preke gehoor soos die, en dit het slegte goed gemaak. Ek verstaan. Moenie omdat mense iets sleg gemaak het, jouself beroof van wat die Here jou wil van deel hê nie. Moenie dit toelaat. Gaan sit en beplan en vra dat die Here jou help om daai plan uit te voer. Kan ek gou 'n kort advertensie breek? Ek wil veral vir ons jong mense sê, maar vir almal. Miskien is dit een van die eerste goed wat die Here op jou hart gaan sit om te doen, is om actually 'n finansiële plan te hê. Ek wil, jy kan met enige hulle verskil oor hoe die plan moet lyk, maar almal sal sê, if you fail to plan, you plan to fail. Hoe vat 'n mens verantwoordelikheid vir wat die Here aan jou toevertrou? Jy beplan. En ons het 'n geleentheid volgende week by Mosselbaai Campus. Het ons 'n kundige ingekry om net met ons te praat. As jy nog nooit 'n finansiële plan gehad het nie, hier is vir jou 'n geleentheid. Word die geleentheid by, of miskien het jy 'n finansiële plan, maar jy wil hom bietjie toets. Is dit goed? Is daar ander goed waarna ek miskien nie gedink het nie? So hierso is 'n geleentheid, Maandag 22, 6:00 vir 6:30. Maak 'n draai. Maar hier is die uitnodiging vir vandag. Begin beplan deur te bid. Begin dan
jou plan opstel. Eerste die koninkryk. En miskien wil jy net 'n persentasie kies, net 1%. Doen dit dan. Begin ergens. Kies 1% en gee dit. En kyk wat in jou hart gebeur. Luister hierdie, ek wil nie jy moet net gee nie. Ek wil jy moet kyk wat in jou hart gebeur. Want jy gaan miskien goed ontdek in jou hart. Ja, maar dan beteken dit ek kan nie meer dit doen nie. Hoekom pla dit jou as jy nie meer dit kan doen nie? Hoekom pla dit jou? Waarop is jou hoop? Miskien is daar goed in jou hart waarvan ek en jy, in my hart waarvan ek nie eens bewus is nie. Maar wanneer ek begin gee, kom daai goed na die oppervlak. Miskien het daar nou al goed in die preek na die oppervlakte toe gekom. Gee dit vir die Here. Jy staan in 'n vennootskap met hom. En ons gaan vanoggend hierdie dienste afsluit deur saam nagmaal te gebruik. En ons gaan iets spesiaals doen. Ons doen dit so af en toe. Ons het mandjies by die tafels en ons gaan vanoggend, as jy, ek weet baie van ons is nou nie kontant mense nie, maar as jy kontant hier het, dan kan jy in daai mandjie 'n offergawe sit. En wat ons gaan doen, ons gaan aan die einde van die diens daai offergawes vat, ons gaan dit in die personeelkamer sit. En as enige iemand hier behoefte het, ek praat nou nie van huispaaiement of karpaaiement nie, ek praat van, jy moet môre by die werk kom en jy het nie petrolgeld nie. As iets wat die kinders die week by die skool moet betaal en jy weet nie hoe nie. Sulke onmiddellike nood. As daar mense is met sulke onmiddellike nood, kan julle na die feesdiens na die personeelkamer toe gaan. As jy nie weet waar dit is nie, vra maar 'n bietjie rond, mense sal vir jou kan wys en jy kan vir jou gaan haal. Dit wat jy nodig het. OK. So ons gaan vandag so iets doen saam met die nagmaal. Maar terwyl ons dit doen, kom ons doen wat daai eerste gemeente waarvan Paulus skryf, die arm gemeentes gedoen het. Ons gee onsself eerste vir die Here. Dis wat ons doen. Ons gee ons harte eerste vir die Here en ons doen dit omdat hy homself eerste vir ons gegee het. So kan ek jou uitnooi om nagmaalelemente te kom haal. Ons gaan die nagmaal saam gebruik. So terwyl julle die nagmaalelemente kom haal, julle kan in die mandjie die finansiële offergawe sit. Dan kan julle weer kom sit en dan gaan ons die diens saam afsluit.